Goeiemôre gemeente en ook 'n hartlike welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons kom saam as Christus se kudde, sy volk, sy liggaam om hom te aanbid en ons begin vanoggend deur hom aan te roep deur saam te sing van Psalm 121. En daarvan gaan ons staande sing vers 1 en vers 2. So op ons belydenis van ons afhanklikheid en ons aanroeping antwoord die Here ons dan met sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy kosbare seën deur hom te loof. Hartlik loof ons hom dan met Psalm 24 en daarvan vers 1 en 4. Bely nou ook ons geloof saam met die kerk deur die eeue en ons doen dit in die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar
Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou na ons Here se antwoord vanuit sy wet. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Antwoord op die wet van die Here, en ons antwoord deur vir hom te sing. Ons saam Psalm 32 sing, Psalm wat Dawid pen onder begrip van sy sonde, begrip van sy skuld, maar ook begrip van die genade wat daar by God te vinde is. Psalm 32 waar ons sing: Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor jou sondes is vergewe. Want God, wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Psalm 32, en daarvan sing ons vir Here vers 1, waarna ons dan saam sal bid.
Ons ewige en almagtige God en hemelse Vader, hoe lieflik is dit om ons mond, ons gedagtes, ons hart met U lof te vul. Wat beter kan daarin wees? Ons prys U vir die goedertierenheid, U genade, dat ons saam met U volk, U kerk deur die eeue kan sing, welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Ons prys U vir U genade wat ons vind in ons Here Jesus Christus. Want ons ken ons sonde en ons skuld en waarlik ons ken slegs 'n druppel. U oog aanskou tot in ons diepste. Dit wat ons selfs in ons eie harte wil ontken, is oop en bloot voor U. Daarom bely ons sonde voor U, dat dit baie is, meer as die hare van ons hoof. En as U met ons na die gereg wou gaan, wie sou voor U kon staan? Maar o, ons loof U vir U barmhartigheid, U genade en ontferming oor ons wat maar stof is. Dat U ons vergifnis, genade, lankmoedigheid skenk in Christus. O, hoe verlang ons om onverhinderd U te loof vir ewig, soos wat ons weet ons sal. Mag U naam dan geheilig word, mag U glorie, U goedheid, U genade gesien en geken word die skepping deur. O, ons sien hoe U naam ontheilig word deur die wêreld, die goddelose. U naam word misbruik, dit word laag gebring, verag deur die wêreld. En o, mag ons dan 'n lig wees. Mag ons 'n liggaam, 'n groep wees wat U heerlikheid, U eer, U heiligheid hoog hou, U kosbaarheid gesien laat word. O, heilig ons dat ons sal wandel in U weë, ooreenkomstig U wil en welbehaag. Maak ons voet tog vas. Bewaar ons van die duiwel en die kwaad. Bewaar ons van ons eie harte wat so neig na gelykvormigheid aan hierdie wêreld. Gee ons krag. Vul ons met U Gees. Lei ons deur U woord. Ja, ons bid, Vader, reinig ons deur U waarheid. Nou in die besonder waar ons weer ons gedagtes, ons harte, ons wese wil rig tot U woord, daar waar U spreek. U spreek tog tot ons binneste. Laat die woorde deurdring tot ons siel. Wil U vertroos en bemoedig en verbind daar waar dit nodig is. En wil U vermaan, berispe daar waar dit nodig is. Seën ons deur die werking van U Gees nou onder die geklank van U woord. Mag die woorde van my mond en die oordenking van ons hart U welbehaaglik wees. O Here, ons koning en ons God. Verhoor ons om ons Here Jesus Christus in sy naam ontwil. Amen. Voordat ons saam luister na ons Here se woord, laat ons in voorbereiding weer vir hom sing Psalm 19. God se openbaring in die skepping, wat so aansluit by ons teks vanoggend. Sing Psalm 19 vers 1 en ook vers 5.
Ons kom vanoggend aan die einde van ons reeks vanuit die boek Job, waarin ons die gelowige en die gelowige se lyding in hierdie wêreld oorweeg het. Nou hier is wat ons gesien het tot op Job, of in Job tot op hierdie punt. Job, 'n regverdige man, vroom, opreg, en wat God vrees, gelowige man, verloor alles, sy besittings, sy rykdom, sy status, sy gesondheid, sy gemak, selfs sy kinders. In hoofstuk 1 en 2 word ons as die lesers, wat buite staan, vertel van wat in die hemel gebeur het. Ons word vertel van waarom Job ly. Job het nooit daardie inligting gehad nie. Sy vriende, Bildad, Sofar, Elifas, hulle kom om te troos. Van ver af sien hulle op die ashoop sit en hulle herken hom nie. Skeer hulle klere, gooi stof op hulle hoof. En sy vriende kom om te vertroos, maar hulle bring meer pyn met hulle swak teologie, hulle verdraaiing van wie God is, as wat hulle enigstens vertroos. Hulle beskuldig Job van groot sonde. God tref net die goddelose, Job is getref, maak jy self die som. Natuurlik, weer lê Job hulle. Bepleit sy onskuld, dat hy het nie 'n sonde, groot sonde, versteekte sonde, wat hierdie verdien nie. Nou worstel Job met God. Daar's mooi goed in Job se worsteling. Mooi goed soos ons gesien het. Hy praat met God. Hy worstel met God, nie net oor hom nie. Ons sien, selfs in die diepste van sy seer, waar hy sê dat die Here hanteer my as vyand, hoop hy op God. Hou hy vas, waar anders sal hy gaan? Ons mooi goed. Maar sy worsteling ontaard ook. Hy beskuldig God van onregverdigheid. Hy daag God uit, sodat hulle saam na die gereg kan gaan, dat hy sy saak kan stel en geregverdig word, dat hy reg is, teenoor God. Hy wil wys, God het hier nie reg opgetree nie. En nou in vanoggend se teks, nou antwoord God. En hoe ontnigterend is dit, wanneer die almagtige, ewige God spreek. Ons gaan saam luister na God se hele antwoord, en dit is 'n lang gedeelte. Maar wanneer die ewige God spreek, niemand praat soos God nie. Geen woorde kan vergelyk word met syne nie. Ons luister dan saam na Job 38, en dan gaan ons saam luister tot by hoofstuk 42 vers 6. En jy kan gerus julle Bybels hier oophou deur die preek, soos wat ons deur die teks sal werk vanaf hoofstuk 38. Job 38 vanaf vers 1. Daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê: Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord dan soos 'n man jou heupe, en ek sal jou ondervra, en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fundamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het? Toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het, en die donkerheid tot sy windsel. Toe ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê het, tot hier toe mag jy kom en nie verder nie. En hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Het jy, solank as jy lewe, die môre ontbied, die daggeraad sy plek aangewys, om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskit word. Dit neem nuwe vorme aan, soos die klei onder 'n seël, en die dinge kry gestalte soos 'n kleed.
En aan die goddelose word hulle lig ontneem en die hoë arm word verbreek. Het jy gekom by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed? Is die poorte van die dood vir jou ontbloot en het jy die poorte van die doodskade weer gesien? Omvat jou begrip die breedtes van die aarde, gee te kenne, as jy dit alles weet. Waar is tog die weg na die woning van die lig en die duisternis? Waar is tog sy plek, sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis? Jy weet dit seker wel, want jy is toegebore, en die getal van jou dae is groot. Het jy gekom by die skatkamers van sneeu? Het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind om uitsprei oor die aarde? Wie het 'n kanaal gespleit vir die stortvloed en 'n pad vir die onweerstraal om te laat reën op 'n land waar geen mens is nie, op 'n woestyn waar niemand woon nie, om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitsprei? Het die reën 'n vader? Wie verwek die doudruppels? Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn en die ryp van die hemel? Wie baar dit? Die waters word hard soos 'n klip en die oppervlakte van die wêreldvloed sluit aan mekaar. Kan jy die bande van die 7 ster knoop, of die toue van die Orion losmaak? Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef sodat 'n oorvloed van waters jou oordek? Kan jy die bliksems uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte? Wie kan die wolke met wysheid tel en die watersakke van die hemel? Wie giet hulle leeg wanneer die stof saamvloei tot 'n stuk gietwerk en die kluite aan mekaar klewe? Kan jy prooi jag vir die leeuwen, of die honger van die jong leeu stil maak as hulle neerbuig in die lêplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer? Wie berei vir die kraai sy spys, as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel? Weet jy die tyd as die steenbok lam? Neem jy dit waar as die takbok ooe voortbring? Tel jy die maande wat hulle dragtig is, en weet jy die tyd dat hulle lam? Hulle buig hul krom, bring hul kleintjies voort, weg is hulle weer. Hulle kleintjies word sterk, word groot in die veld, loop weg en kom na hulle nie terug nie. Wie het die wilde esel so vry laat loop? En wie het die bande van die woestynesel losgemaak? Vir hom het ek die wildernis sy huis gemaak en die brakland sy woonplek. Hy lag oor die gewoel van die stad, die geskreeu van die drywer hoor hy nie. Die omgewing van die berge is sy weiveld en al wat groen is soek hy uit. Sal die buffel gewillig wees om jou te dien? Of sal hy vernag by jou krib? Kan jy die buffel aan die ploeg voorbind met sy trektou? Of sal hy die laagte agter jou eg? Sal jy op hom vertrou omdat sy krag groot is en aan hom jou arbeid oorlaat? Kan jy op hom reken dat hy jou gesaaide sal inbring en bymekaar maak op jou dorsvloer? Die vlerk van die volstruiskrab klap vrolik. Is dit 'n sagaardige vleuel en veer? Want sy laat haar eiers op die grond lê en hou hulle warm op die grond en vergeet dat 'n voet dit kan stikkend druk en die wilde diere van die veld dit kan vertrap. Hard behandel sy haar kleintjies asof dit nie haar eie is nie. Is haar moeite te vergeefs, sy is nie bekommerd nie. Want God het haar die wysheid ontsê en haar geen deel gegee aan die verstand nie. Wanneer sy haarself in die hoogte klap, lag sy oor die perd en sy ruiter. Gee jy aan die perd sterkte, beklee jy sy nek met maanhare. Laat jy hom spring soos die springkaan. Sy trotse gesnyf is 'n verskrikking. Hy grawe in die laagte en is vrolik in sy krag. Hy trek uit die stryd tegemoet. Hy lag oor die vrees en word nie verskrik nie en draai nie om vir die swaard nie. Op hom rammel die pylkoker, die flikkerende spies en lans. Onstuimig en wild verslind hy die grond en staan nie stil as die bassein klink nie.
By elke basseinstoot sê hy ag, en van ver ryk hy die oorlog. Die donderroep van die leerowerste en die oorlogsgeskreeu. Sweef die valk opwaarts deur jou verstand, en sprei sy vlerke uit na die suide toe. Of vlieg die adelaar hoog op jou bevel, en bou hy hoog sy nes. Op die rots woon hy en vernag hy, op die rotspunt en bergvesting. Daarvandaan loer hy op voedsel. Sy oë kyk in die verte, ook slurp sy kleintjies bloed. En waar gesneuweldes lê, daar is hy. En die Here het Job geantwoord en gesê: Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Here geantwoord en gesê: Kyk, ek is te gering. Wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie. Ja, 2 maal, maar ek sal nie voortgaan nie. En die Here het Job uit 'n storm geantwoord en gesê: Gord tog jou heupe soos 'n man. Ek sal jou ondervra en onderrig jy my. Wil jy werklik my reg verbreek? My veroordeel dat jy gelyk kan hê? Het jy dan 'n arm soos God? En kan jy donder met die stem soos hy? Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid, en beklee jou met majesteit en glorie. Giet jou toorn uit in strome, en kyk na alles wat hoog is, en verneder dit. Kyk na alles wat hoog is, onderwerp dit, en werp die goddelose neer daar waar hulle staan. Begrawe hulle almal saam in die stof, sluit hulle aangesigte in 'n verborge plek weg, dan sal ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee. Kyk, daar is die seekoei wat ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees. Kyk tog, sy krag is in sy kruis en sy sterkte in die spiere van sy buik. Hy hou sy stert reguit soos 'n seder, die seenings van sy duie is in mekaar gevleg. Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster. Hy is die eersteling van die weë van God. Hy wat hom gemaak het hom sy swaard verskaf. Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar. Onder lotusbome lê hy, in 'n skuilplek van riete en moeras. Lotusbome oordek hom as hy skaduwee, die rivierwilgers omring hom. As die rivier swel, word hy nie verskrik nie, hy voel gerus, ook al bruis die Jordaan teen sy mond. Sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor? Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek, en met 'n tou sy tong afdruk? Kan jy 'n tou van bissies in sy neus sit, en sy kakebeen met 'n haak deurboor? Sal hy jou baie smeek, of met jou spreek in sagte woorde? Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem? Sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel, en hom vasbind vir jou meisiekinders? Sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? Kan jy sy vel vol skerp yster steek, en met 'n vissers harpoen sy kop? Sit jou hand op hom, dink aan die geveg, jy sal dit nie weer doen nie. Kyk, elke hoop kom bedroe uit. Sal 'n mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie? Niemand is so vermetel dat hy hom durf terg nie. Wie is hy dan wat voor my stand hou? Wie het eerste aan my gegee, dat ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is myne. Ek wil nie swyg oor sy lede en hoe dit staan met sy kragsvolheid en die skoonheid van sy uitrusting nie. Wie het die boonste van sy pantser opgelig? In sy dubbele gebit, wie kan daarin deurdring? Die deure van sy gesig, wie het dit geopen? Rondom sy tande is verskriklik, 'n verskrikking. 'n voorwerp van trots is die groewe van die skilde, verseël met 'n vaste seël. Die een is so naby die ander dat die wind daar nie tussenin kan kom nie. Hulle kleef aan mekaar en hou mekaar vas, onafskeidbaar. Sy genies laat lig skitter, en sy oë is soos die ooglede van die dageraad. Uit sy mond kom fakkels, spat vuurvonke. Uit sy neusgate kom rook soos 'n kokende pot met bissies vuur daarby.
Sy asem laat kole ontvlam en 'n vlam gaan uit sy mond, en sy nek woon sterkte, en voor hom uitspring ontsteltenis. Die klompe van sy vleis is vas aan mekaar, en aan hom vasgegiet, onbeweeglik. Sy hart is hard soos 'n klip, ja, hard soos die onderste meelsteen. As hy hom oplig, word die magtiges bang, van verbuistering raak hulle buite hulle self. Raak iemand om die swaard, dit hou nie stand nie. Geen spies, lans of assegaai nie. Yster is vir hom so strooi, koper soos hout wat vergaan. Die pyl laat hom nie vlug nie, slingerstene word vir hom so stoppels. Knopkieries is vir hom so stoppels, en hy lag oor die gesuis van die lans. Onder aan hom is spitskerwe, hy sprei 'n ware dorslee uit op die modder. Hy laat die diepte kook soos 'n pot, die water plas, maak hy soos 'n kokende salfpot. Agter hom verlig hy die pad, en mense die watervloed aansien vir grys hare. Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees. Hy kyk alles aan wat hoog is, hy is koning oor al die trotse roofdiere. Toe het Job die Here geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen, en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor tog, en ek sal spreek, en ek sal U ondervra en onderrig U my. Volgens hoorsê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Daarom herroep ek, en het berou in stof en as. Tot sover. Dis God se antwoord in die worstelende Job, en onthou, Job sit hier nog in die diepste van sy seer, sy wroging, sy pyn, sy lyding. Maar wanneer God antwoord, maak hy nie verskonings vir wat hy oor Job beskik nie. God verduidelik Job nie wat gebeur het in hoofstuk 1 en 2. Sou 'n maklike, eenvoudige, kort verduideliking gewees het, hy doen dit nie. God vra nie dat Job asseblief geduldig moet wees en net aanhou vashou in hierdie tyd van pyn en swaar kry nie. Die Almagtige staan nie verantwoordbaar teenoor sy skepsels nie. Die manier hoe God vir Job antwoord, is deur homself voor God te stel. Deur Job se oë op hom te rig. O, elke woord uit God se mond hier drup, is 'n stroom van lankmoedigheid, van genade, waaroor ons in verwondering behoort te staan. Hy, die ewige, almagtige God, spreek tot die stof, tot sy troos. Barmhartig en genadig is die Here, soos Dawid sê in Psalm 103, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Kyk dan saam met my na 5 oorwegings wat die Here vir ons uit hierdie hoofstukke gee vir ons lyding en ons worsteling daarin. Nommer 1, oorweeg die beperktheid van jou kennis en jou insig. Ons vind dit hier in die eerste gedeelte van hoofstuk 38 vers 1 tot en met vers 21. En die punt is dit: jy kan nie God se handelinge beoordeel of evalueer terwyl jy nie eers begrip het vir die basiese beginsels van die skepping waarop jy woon nie, wat hy gemaak het. Job wil aanvoer dat God se hantering van hom verkeerd is. Dis nie goed nie. Dis nie regverdig nie. Dis nie liefdevol nie. Dis nie reg nie. 'n gevoel wat ons sondige harte goed ken. En hoe antwoord die Here hom? Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet dit mos.
Waar is sy fundamentklippe op ingesink? Indien jy wil regter wees oor God en sy beskikking van jou lewe, of hy dit nou reg of verkeerd doen, dan behoort jy seker ten minste hierdie te weet. En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het? Toe ek my grens daarvoor gestel, daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê, tot hier toe mag jy kom en nie verder nie, en hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Job, het jy so lank as jy lewe, die môre ontbied, die dageraad sy plek aangewys? Nee, jy het nie, nog nooit nie. En tog wil jy God, wat hierdie dinge doen, nog altyd doen en ken en verstaan en gemaak het. Tog wil jy hom beoordeel. Evalueer. Is wat hy doen reg? Is wat hy doen goed genoeg? Jy ken en verstaan nie eers 'n druppel van God se werk in hierdie skepping nie. En gaan jy hom weeg en meen dat hy te lig gevind is? God gaan verder deur te wys na die dood, poorte van die dood en die doodskade weer. Hy gaan verder deur te praat van hoe hy geskep het en hoe hy nog met sy eie hand die dinge onderhou. Met al ons vordering in tegnologie en in die mediese, staan ons nog steeds absoluut dwaas voor God, onkundig, ons weet niks. Kyk ons in 'n mikroskoop, ons kry net nog en nog en nog kleiner dele. Kyk ons met 'n teleskoop, ons kry heeltyd nuwe stelsels. In jou worsteling, oorweeg die beperktheid van jou kennis, jou begrip, jou vermoë om te bepaal, om te sien wat reg, of God reg optree. Hoe kan jy die almagtige, ewige God, wat al hierdie dinge geskep en onderhou het, beoordeel, of evalueer, op die proefstel, op die weegskaal sit, kyk of hy reg handel? As jy sy skepping nie eers deurgrond nie, gaan jy sy beskikking oor jou lewe goed genoeg deurgrond om foute kan vind met hom. Nommer 2, oorweeg die onbeperkte krag en gesag van God in sy beskikking en bestuur van hierdie wêreld en van jou lewe. Dit vind ons in hoofstuk 38 se tweede gedeelte hierso vers 22 tot 38. Jy kan nie begryp of pyl hoe God die wêreld rondom jou in sy wysheid regeer en bestuur nie. Hoe kan jy oordeel dan dat hy jou lewe verkeerd bestuur? Het jy gekom by die skatkamers van sneeu en jy die skatkamers van die haal gesien wat ek opgespaar het vir die dag, vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Sneeu dit of haal dit, wat kan jy doen anders as om te skuil? Jy het geen beheer daaroor nie. Jy weet nie hoe dit werk nie. Vir God is daardie dinge so onder sy beheer, hy bære dit weg, wanneer hy goed vind om dit te gebruik. Wie het 'n kanaal gespleit vir die stortvloed en 'n pad vir die onweerstraal, om te laat reën op 'n land waar geen mens is nie, op 'n woestyn waar niemand woon nie? God doen dinge in hierdie skeppe waarvan Job, geen mens, ook nie ons, eers bewus is nie. As blomme op berge wat bloei, wat geen oog sal sien eers nie. God se voorsienigheid, sy raad, sy heerskappy, sy bestuur van die skepping is so veel groter, heerliker, wyser, meer omvattend as wat ons ooit insig en vermoë kan hê om te begryp. Waarom laat hy reën waar daar nie mense is nie? Waar dit niemand baat nie, waar hy nie gedank gaan word nie, waar hy nie erken gaan word nie. Waar daar niemand eers daarvan weet nie. Selfs daar versadig hy die grond, laat gras uitsprei. Waarom? Hy het die reëne Vader, of wie verwek die doudruppels? God, hy doen dit.
Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn en die ryp van die hemel? Wie baar dit? Dit kom van God se bestuur. Kan jy jou stem na die wolke verhef sodat 'n oorvloed van water jou oordek? Nee, maar God, op sy woord val elke druppel. Kan jy die bliksems uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Nee. Maar hulle kyk en vra na God om vir hulle te sê waar hulle moet slaan. Sal God dan, wat met hierdie wysheid, hierdie gesag, hierdie krag oor die ganse skepping regeer, sal hy nie ook weet hoe om jou en jou lewe te bestuur nie? Nommer 3. Oorweeg dat God wysheid en doel het, dat hy weet wat hy doen, selfs in die beskikkinge wat vir ons geen sin maak nie. Die beskikkinge waar ons geen plan of doel mee kan sien nie. En hierin sit naby aan die hart, want dis meeste van jou lyding. Val hierin. God se beskikking wat jy nie kan sien waarom nie, wat goed is hierin nie. Vind dit in hoofstuk 39, waar God praat van die diere. En die punt is dit, selfs die dinge wat vir ons dwaas, onnodig, doelloos, onverklaarbaar lyk, het God presies so beskik. Presies so. Met sy wysheid en verstand. Kyk in die besonder na vers 8 saam met my van hoofstuk 39, oor die wilde esel. Hy loop vry, bandeloos. Hy kan nie vir werk ingespan word nie. Hy luister nie na die mens nie. Hy hoor die geskreeu van die drywer nie. Hoekom is hy so? Nutteloos vir die mens. 'n onnodige dier. God het hom so gemaak. God het hom so beskik in sy wysheid, met sy eie doel. Ons weet nie wat's dit nie, maar God doen. Hy het presies so gemaak, volgens sy eie redes en doel. Die volstruis, vers 16 tot 21, 'n onverklaarbare dier, vreemd, dwaas. Sy lê haar eiers op die grond, waar hulle vertrap kan word, in plaas van in 'n nes in 'n boom. Sy hanteer haar kleintjies hard, sterf hulle, sy dink nie eers meer daaraan, sy vergeet daarvan. Waarom is sy so? Omdat God haar so gemaak het. Omdat hy haar die wysheid ontsê het. Ons vermoë om God se wyse, goeie, soewereine doel met sy besluite en sy beskikking in ons lewe vas te stel, is uiters beperk, veral by ons lyding. Dis wat die Here ons leer deur die esel en deur die volstruis. Ons weet nie waarom die Here dit doen nie, meeste van die keer, soos met daardie diere. Maar ons weet, hy weet, hy doen dit presies soos wat dit gebeur. Moenie haastig gevolgtrekkings maak, omdat jy nie God se wyse doel met jou lyding kan sien nie. Jy gaan baie keer nie die vaagste begrip hê van wat God in jou lyding doen nie. In jou, wat hy doen in jou gesin, in jou familie, in jou gemeente, jy weet nie. Hy is besig met 1000 maal 10.000 wyse, goeie, heerlike en kosbare dinge in elke oomblik van jou pyn. Al kan jy dit nie sien nie. Al kan jy dit nie verklaar nie. Jou verbondskind kry die wêreld lief. Verlaat die geloof. Jou gesondheid word sonder oorsaak sleg. So sleg, jy sien hoe jou lewe verkort. Jou liggaam word beseer en beperk jou die res van jou lewe. Wat kan die goeie, wyse plan met dit wees? Ek weet nie. Maar oorweeg wat God jou hier leer. Sy beskikking. Selfs dit wat vir ons vreemd, onverklaarbaar, onnodig lyk, is nie so nie. Hy weet wat hy doen.
O, hy weet wat hy doen. Selfs die vreemdste, onverklaarbaarste dinge in jou lewe beskik en bestuur hy in sy ewige wysheid en getrouheid, presies soos wat dit is. Alles gaan nie altyd vir jou sin maak nie. Maar alles gaan altyd sin maak by God. Hy is die Almagtige. Nommer 4, oorweeg hoe jy staan voor die Almagtige God van hemel en aarde. Vind ons in hoofstuk 39, vers 34, tot by hoofstuk 41, vers 25. Oorweeg weer Job. Hy het gemeen dat God hom onregverdig behandel deur sy lyding. As Job maar net met 'n skeidsregter na God toe kon gaan, dan sou Job gelyk hê. Dan sou Job verklaar word as reg met sy ontevredenheid en betoging. En God sou verklaar word as verkeerd. Dis wat Job sê. So dan vra God nou vir Job, hoofstuk 40 vers 3, wil jy werklik my reg verbreek, my veroordeel, dat jy gelyk kan hê? Sal jy God berispe en aanvoer, dat jy beter weet hoe om jou lewe te bestuur as hy? Het jy dan 'n arm soos God? Donder jy met die stem soos hy, versier jou met heerlikheid, beklee jou met majesteit en glorie, giet jou toornheid, verneder wat hoog is, onderwerp dit, werp die goddelose neer, dan sal jy dalk gelyk kan hê. En dit is die punt. Voordat Job vir God beskuldig, moet hy eers verstaan wie God is en wie hy voor God is. Jy kan nie die almagtige God se regering en bestuur van hierdie wêreld en jou lewe as verkeerd veroordeel, terwyl jy stof is wat tot niks in staat is nie, wat niks weet nie. O, jy kan en jy mag worstel met die Here in jou seer oor jou lot. Maar moenie vergeet met wie jy worstel nie, met wie jy te doen het nie. Dit beklemtoon God dan in hierdie gedeelte oor die seekoei en die krokodil. Daardie twee woorde is moeilike vertalings. Baie ander vertalings vertaal hulle met behemoth en met leviathan. Nou, dit is twee mitiese diere wat onbeheerbare, chaotiese en vreeslike krag en gevaar het. Soveel so dat ons hoor, wanneer die mens hom beskou, val hy plat. Verskriklike diere. God beskryf hierdie twee diere dan, soos ons gehoor het, in baie detail. Hoe hulle die mens in krag oortref, hoe onbeheerbaar, hoe gevaarlik hulle is, hoe geen mens hulle kan oorweldig of oorwin nie. En wat is hierdie twee skepsels, hierdie twee diere, anderste as blote skepseltjies van God? As blote skepsels van God, so vreeslik, so kragtig, so onoorwinbaar is, wat van die God wat hulle gemaak het? Daarom sê God in hoofstuk 41 vers 1, niemand, hy verwys na daai diere, niemand is so vermetel dat hy hom sou durf terg nie. Wie dan is hy wat voor my sou standhou? Indien geen mens daar die diere durf opwek nie, hoe kan Job dink om hul maker te berispe en na die geregte wil vat, om hom te veroordeel? Maar 5, en laastens, oorweeg wat jy werklik die meeste nodig het, in jou pyn en in jou worsteling. Skryf uiteindelik deur die hele antwoord, maar in die besonder hoofstuk 42, vers 5, waar Job
reageer en hy sê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou het my oog u gesien. Job het nooit uitgevind van hoofstuk 1 en 2 nie. Hy het nooit gehoor van die hemele, die duiwelse rol, die gesprek met die Here en die Satan en al daai inligting wat van die feite waarom hy ly nie. God het nooit vir Job dit verduidelik nie, sodat hy kan verstaan, dat hy daarin kan rus nie. God het aan Job iets gegee wat oneindig meer rus, vrede, genesing bring as 'n verduideliking. Hy het homself vir Job gegee, om geopenbaar aan Job. Jy het nie nodig om te weet waarom jy ly nie. Jy het nie nodig om te weet wat God doen, of hoe lank en waarom nie. Jy dink dit gaan vir jou rus bring. Jy dink dit gaan vir jou vrede bring, dit gaan nie. Om jou God te ken vir wie hy is. Daar's die salf vir jou seer siel. Om hom te sien, sy krag en gesag, sy soewereine heerskappy oor ons lewens, sy goedheid, sy getrouheid, sy liefde vir sy uitverkorenes, sy glorie, sy majesteit, sy aangesig vol vreugde en sy regterhand vol lieflikhede vir ewig. Jy het nodig om hom te ken, deur meer as net hoor sê. Die oog van jou hart het nodig om hom te sien, vir wie hy werklik is in sy krag, sy heerlikheid, sy glorie, sy wysheid, sy heerskappy. En kosbaar, jou oog hoef nie ver te soek vir dit nie. Hoe uitnemend sien jy nie God in sy heerlikheid, sy krag, sy genade, sy goedheid, sy wysheid, vir wie hy is in die aangesig van ons Here Jesus Christus. God gaan homself dalk nie aan jou openbaar, presies soos hier aan Job nie. Deur met jou te spreek, persoonlik, te storm uit soos aan Job nie. Maar luister na die skrywer van Hebreërs hoofstuk 1, vanaf vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek, deur die Seun. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese. Hoe sien jy nie God se skoonheid, sy reinheid in die wandel van ons Here Jesus nie? Hoe sien mens nie sy geduld, sy ontferming oor die sondaars nie? Hoe sien 'n mens nie sy haat vir sonde, sy oproep tot bekering, sy heiligheid? Hoe sien mens nie God se regverdigheid in die kruis van die Here Jesus Christus nie, waar hy die sonde nie ongestraf laat bly nie, maar ten volle straf, maar ook sy barmhartigheid, sy genade in daardie selfde kruis. Want hy straf dit nie op ons nie, maar op die Here Jesus. God se krag skitter waar Jesus uit die dood opstaan, sy heerskappy skitter daar waar Christus opvaar na die hemel en sit aan die regterhand van sy Vader en regeer. O, kyk na Christus. Dit is deur jou God te sien en te ken vir wie hy werklik is, dat jou siel sal rus vind. Daar en net daar. Amen. Ons bid saam. O Here ons God, ons staan verslaan onder u woorde.
U spreek en soos Job roep ons uit, ons lê ons hand op ons mond, eenmaal het ons gespreek, maar ons sal nie voortgaan nie, tweemaal, maar ons sal nie antwoord nie. U verneder deur u hoogheid, en hoe kosbaar is dit tog. Ons prys u vir u heerlikheid en krag en glorie. U wysheid en u regeer, u bestuur, u bestel. Ons prys u selfs wanneer ons op die ashoop sit. En Vader, ons weet, u weet wat u doen. U wysheid is onbeperk. Elke ding bestuur en beskik u volgens u wysheid, u goedheid, u liefde, u welbehae. Daarom dra ons in die besonder ons geliefdes wat swaar kry aan u op, die onder ons wat in die besonder ly, wat ook al dit mag wees. O, wil u die harte, die oë van hulle harte rig op Christus, mag hulle u sien en u ken en in u rus, in u heerskappy, u wysheid, u krag. Ons bid vir uitkoms natuurlik, en ons bid vir u om verligting en genesing te gee, om uitkoms te gee. Maar daar waar u beskik om vir die lyding om voort te duur in u wysheid, o, gee tog daar rus. Gee daar 'n vreugde in wie u is, 'n volheid, 'n tevredenheid in u. En waar anders sal u kinders gaan wanneer hulle ly? U is die bron, u is die fontein. Ons dra dan ook ons ganse kerk en kerkverband, ook ons land en ons volk, heel hartig aan u op. Ons verstaan nie waarom dinge gebeur soos dit gebeur nie, waarom u beskikkinge lyk soos wat dit lyk rondom ons nie. Maar ons hou vas aan dit wat u ons leer, dat u wys is. U het 'n doel, u het 'n rede, u beskik alles volgens u wyse welbehae. Ons bid, gee tog uitkoms, gee tog bekering, gee tog gehoorsaamheid en getrouheid, gee tog voorspoed, Vader. Maar vir so lank as wat ons nog swaar kry en ly, ook in die land, rus en vertrou ons op u, dat u in u beskikking en wysheid weet wat u doen. Ons prys u vir daardie troos, daardie rus. Vader, seën dan ons week wat voorlê en wees met elke een dat hulle harte altyd gevul mag wees, die oë gerig op u. Gee ons krag, bewaar ons, lei ons om weer volgende week met vreugde en opwinding en verwagting in u huis te kom. Seën ons in die voorbereiding vir u tafel, dat ons harte sal oop vlek voor u, dat ons selfondersoek sal doen, lei ons deur u Gees. Mag ons opnuut weer, soos wat ons dag vir dag doen, ons Here Jesus Christus en sy offer, sy genade aangryp. En verkoop ons, versterk ons, voed ons weer aan u tafel.
Hoor dan ons bede, Vader, omdat ons dit voor U bring deur ons Here, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Ons sing saam vir die Here vanuit Psalm 81, daar gaan ons saam sing vers 1, 7 en vers 12. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.